Baie welkom by Mos Wêreldwyd aanlyn tuiskool se potgoeie. Hierdie potgoeie word geskep om jou as ouer te bemagtig om jou kind te ondersteun. By Mos Wêreldwyd wil ons jou kind help floreer in 'n onbekende toekoms. Lekker luister. Baie welkom aan alle luisteraars by ons volgende potgooi. Ons stel vandag kortliks weer vir Johan Visser voor, wat saam met my gaan gesels oor die groot vraag wat ouers gedurig vra: moet alle borrels gedoen word of hoef ons dan nou net die sterborrels te doen? Baie welkom Johan, ek glo dat jy vir ons baie meer kan vertel rondom hierdie onderwerp. Dankie meneer Net, dankie luisteraars. Dit is lekker om hierdie te doen. Ek moet sê dis vir my nogals 'n lekker iets anders wat ons nou hierso deesdae doen. Ek geniet dit nogals om hierdie potgoeie op te neem. So ek gaan sommer dadelik met die deur in die huis val meneer Net. Moet alle borrels gedoen word of hoef ons net die sterborrels te doen? So eerstens net dalk vir ouers wat nie by ons is, wil ek sommer net verduidelik wat is 'n sterborrel. So as jy as jou kind sê net maar 'n vak Afrikaans of wiskunde oopmaak, dan sal jy sien hierso verskyn al hierdie lyk soos 'n druiwetros, 'n vreemde tipe druiwetros met 'n klomp borrels wat in verskillende vertakkings ingaan. As jy nou mooi kyk, sal jy sien dat elkeen van daai borrels het 'n spesifieke logo. En dan is daar nou van hierdie borrels wat 'n ster logo het. Nou dit noem ons nou sommer net, dis gewoonlik 'n geel of 'n goue ster logo. En dit praat ons nou sommer net in kortweg as die sterborrels. Maar wat dit eintlik is dit is die portefeuljeborrels. Nou, wanneer net hierdie vraag, moet alle borrels gedoen word of hoef ons net die sterborrels te doen, maak my eintlik so hartseer, want dit herinner my aan die tyd toe ek nog 'n onderwyser was en voor in die klas gestaan het. En dan het die kinders altyd as ek 'n taak uitgegee het, dan die eerste, dit was nie sekondes nie, dan het daar 'n hand opgegaan en gesê meneer tel hierdie vir punte. En dan jy weet en so die sterborrels, en ek gaan nou meer daaroor vertel. Maar die sterborrels is 'n bietjie in dieselfde lyn is, jy weet, baie keer gaan kinders net en hulle fokus net op die sterborrels. En dis vir hulle die belangrikste, maar soos ons nou hier deur gaan gesels, gaan julle as ouers hopelik agterkom dat sterborrels is nie die alfa en die omega nie. So, meneer Net, ek wil net so 'n stapie terug gaan, net om te kyk waar het hierdie sterborrels vandaan gekom. So aanvanklik toe ons die leerstelsel begin het, die van julle wat nou al 'n tydjie by ons is, sal weet dat dit nie van die begin af was daar sterborrels gewees nie. Ons het eers vir leerders gevra om soveel as moontlik borrels te doen, om te leer, hulle self uit te leef, te ontwikkel, te groei, lief te raak vir leer. En dan het ons vir hulle gevra om aan die einde van die kwartaal hulle beste werk te vat en dit dan nou in te handig, en dan het ons vir hulle daarop geassesseer. Maar ongelukkig lewe ons in die konteks van Suid-Afrika en is ons wat in die tuiskoolmark val ook onderhewig aan die skolewet. En die skolewet bepaal dat die assesserings moet belyn wees met die KHBV kurrikulum. En so daarom het ons portefeuljeborrels of sterborrels ingesit om belyn te wees met wat ons kurrikulumverklaring vir ons sê. Maar ek wil dit baie duidelik maak, en ek dink ons gaan dit nog 'n paar keer sê hierso, is dat sterborrels of portefeuljeborrels is nie die belangrikste borrels nie. Dit is goed wat vir jou punte gee, maar wat baie belangriker is as 'n punt op 'n papier, is om te leer en om te ontwikkel. En daarom is elke liewe borrel ongelooflik belangrik. Dankie Johan. Sê gou, watter voordele sal jou kind ervaar deur al die borrels wat dan nou van hom of haar verwag word te voltooi? So meneer Net, ek verduidelik dit altyd aan ouers wat vir my vra of as dit die gesprek in hierdie lyn beweeg, dan verduidelik ek dit altyd aan iemand wat golf speel. Nou ek is glad nie 'n golfspeler nie. Ek speel so 1 keer 'n jaar golf en dan hou ek daarvan om die waarde vir my geld te kry. So ek begin daar waar ons afslaan, maar dan hou ek van om die hele golfbaan te verken. Tussen die bome, in die sandpit, die water, so nou en dan besluit ek's nie meer lus vir hierdie balletjie nie, dan slaan ek hom sommer aspirus in die water in, net om te kyk en 'n bietjie vir die eende te kyk.
by die water. So, jy weet, so ek wat 1 keer 'n jaar gaan golf speel, gaan nooit my golf verbeter nie. As jy wil goed wees in golf, dan moet jy elke week gaan speel, of miskien 2 of 3 keer 'n week moet jy jou afslaane oefen, of jou houe oefen, of jou putting oefen. En dis presies dieselfde met die borrels. Hoe meer borrels jy doen, hoe meer gaan jou kind ontwikkel, hoe meer kennis gaan hy of sy bekom, hoe meer vaardighede gaan hulle ontwikkel, en hoe beter gaan hulle raak in hierdie spesifieke vak. En so om die vraag te beantwoord, watter voordele is daar, as kinders net werk na die sterborrel toe, dan mis hulle uit op so baie. Hulle mis uit op so baie ontwikkeling wat plaasvind in daai spesifieke vak. So dis belangrik om al die borrels te doen. Ek hoor jou natuurlik. Dit bring my nou na my volgende vraag toe. Watter vaardighede en kennis kan dan nou gemis word as jou kind nie al die borrels doen nie? Net, ek het nou net gesê dis belangrik dat al die borrels gedoen moet word, en ek dink dit is ons almal mik daarvoor. Ek dink nie ons mik noodwendig dat al die borrels nie gedoen hoef te word nie, maar ek dink ook ons moet vir mekaar sê dat dis nie noodwendig so dat jou kind dit regtig kan regkry nie, maar ek dink die standpunt wat ons moet inneem is om vir 'n kind te sê, jy weet aan die begin van die kwartaal, hierso is al die borrels in hierdie vak. Dit gaan moeilik wees om almal klaar te maak, maar prove me wrong. En om vir hulle half daai uitdaging te stel om te sê, jy weet, doen soveel as wat jy kan. Want om terug te kom by my golf storie, hoe meer jy gaan jou afslaane oefen, hoe beter gaan jou afslaane raak. Hoe meer borrels jy gaan doen, hoe beter gaan jou borrels raak. So ek dink oor die algemeen, dink ek is goed om te mik vir ten minste 'n 80% borrelvoltooiing. As dit nie meer as dit kan wees nie, maar ten minste 'n 80%. Dan het ons natuurlik uit die aard van die saak sekere vakke waarin ons eintlik wil hê hulle moet al die borrels klaarmaak. Vakke soos die rekeningkundige gedeelte van EBW in die senior fase, vakke soos wiskunde in die intermediêre fase en in die senior fase. Dis belangrik dat ons al daai borrels moet klaarmaak. En ek praat nou spesifiek in die intermediêre fase en die senior fase. Dinge verander so klein bietjie in die VWO fase. Dis nou van graad 10 af tot graad 12. Daar het jou kind nou sy vakke gekies. So met ander woorde, hy spesialiseer nou in 'n sekere vak rigting in, of in 'n loopbaan rigting in die vakke wat dan daai studierigting moontlik maak. En daar wil ons hê, hulle moet soveel as moontlik borrels doen. Hulle moet probeer om al die borrels te doen. Min jy net, daar is bewyse, ons het die data. Die kinders wat se borrelvoltooiing persentasies hoër is, hulle uitslaa in die toetse en die eksamens is beter. So ek dink dit spreek vir itself. Hoe meer borrels hulle doen, hoe beter is hulle toegerus om dan nou toetse en eksamens te skryf in die VWO fase. So in kort, ons kinders moet soveel as moontlik borrels doen. Gaan hulle al die borrels kan klaarmaak? Partykeer nie. Hulle het dalk vermoëns, leerhindernisse, dalk is dit eksterne omstandighede soos beerdkrag of jy weet dinge wat gebeur, siektetoestande of so wat hulle verhoed om alles klaar te maak. Maar ek dink dit moet die idee wees, soveel as moontlik borrels en nie net sterborrels nie. Dankie Andre, ek stem saam. Ek moet sê ek het jou golfstorie nogal baie geniet. En dis baie goeie spieelbeeld van die situasie en die vraag. Maar my volgende vraag, Andre, is hoe kan ouers die balans leer tussen assessering, of dan nou soos ons dit ken, sterborrels, hoe kan hulle dit beheer en ondersteun? Ek dink die belangrike gedeelte daar is, en ek raai altyd vir ouers aan, veral in die graad 4 tot 9 fase, die intermediêre fase en die senior fase, moedig ek altyd ouers aan om die hype, ekskuus dat ek die Engels gebruik, maar om die hype rondom sterborrels af te haal. Ons sit so groot klem op daai sterborrels dat leerders vergeet dat hulle ook leer en ontwikkel in die ander borrels. En hulle probeer net deur daai borrels kom om tot by die sterborrel te kom. En ek dink dit is, ons doen hulle onreg aan. Ek het een keer vriende van my
het 'n seun wat nie baie goed presteer het in skool nie. Hy het regtig nie sy grade deurgekom nie. En toe het hulle hom uit die skool uitgehaal en hulle het hom in die tuisonderrig, hulle het hom laat tuisonderrig en toe het die ma gegaan en daar waar hy 'n assessering moes doen, het sy nie vir hom gesê dis 'n assessering nie. Sy het net vir hom die taak gegee en toe sien hulle maar, eers nou doen die kind goed. En toe besef hulle dat die eintlike probleem was gewees dat hy so gespanne geraak wanneer dit moet by toetse kom of by assesserings kom, dat hy, weet soos in Engels sê, geblackout het baie keer. En so, ek wil aanraai en dis spesifiek in die jonger grade, in die graad 4 tot graad 9, eintlik nou as ons volgende jaar, of hierdie jaar as ons met die grondslagfase begin, dan wil ek vir julle regtig sê dat assesserings in die jonger grade is nie die belangrikste nie. Assesserings in jonger grade is werklik net nog 'n ding. Dis nie, ek kan dit nie genoeg sê nie, dis nie die belangrikste nie. Die belangrikste is dat jou kind leer en ontwikkel. Ek stem 100% saam met jou. Ek dink in vandag se tyd word daar soveel druk op kinders geplaas om te presteer, dat daai hele siening moet verander. En hopelik kan ons dit nou regkry en die boodskap oordra deur hierdie pot gooi. Ek dink dit sal vir kinders dit baie makliker maak en dan gaan jy sien op die ou einde hoe jou kind gaan presteer as hulle dan deur daai werk en die druk is afgehaal. En jy net, ek wil jou nie rede val daarso. Weet jy waaroor gaan dit vir my? Dit gaan vir my oor ons kinders het 'n vaardigheid nodig as hulle klaar is met skool. En daai vaardigheid is dat hulle moet lewenslange leerders wees. Die tye verander, daar gaan probleme kom, daar gaan werke geskep word wat ons nou nie eens weet nie. Dit gebeur al hoe vinniger. Dis soos half hierdie trein begin al hoe vinniger te beweeg. En die een vaardigheid wat kinders gaan moet hê is om aanpasbaar te wees en om aanhoudend te wil leer. En wanneer ons die fokus plaas op assesserings, dan vernietig ons die liefde vir leer. Vir jou om 'n lewenslange leerder te wees, moet jy lief wees vir leer. Nie leer van sit en studeer en memoriseer nie, maar nuuskierigheid en wonder en vra en antwoorde soek op daai vrae. En ek het dit nou gesê, maar as ons die fokus gaan plaas net op sterborrels, dan vernietig ons daai liefde vir leer. So ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. As ons moet ons kinders lief maak vir leer en ons gaan dit nie reg kry as ons net heeltyd vir hulle gaan druk om by die sterborrels uit te kom nie. Ons moet hulle druk om te werk. Ons moet nie daarby verbykom nie, maar ons moet net ons taalgebruik aanpas en nie vir hulle sê, "Boeta, kom net by die sterborrel uit nie." Nee, dit moet wees, doen jou 3 of jou 4 borrels per dag. Ek stem saam met jou. Goed, op watter manier kan die sterborrels gebruik word om jou kind se begrip en selfvertroue te bou? En jy net, by die mos glo ons in tweede kansse. Spesifiek in die jonger grade waar ons nou nie toetse en eksamens skryf nie, sê ons dat as 'n kind 'n portefeulje of 'n sterborrel ingee en is laer as 60%, dan kry hulle 'n tweede kans om dit te doen. En ons assessering is gebaseer op 3 scenario's. Ons sê eerstens dat ons assesseer vir leer, en dit is wat in die borrels gebeur. Dis die terugvoer wat kinders kry in borrels. Dit bemagtig hulle om om te reageer op die terugvoer wat hulle kry. Die doel daarvan is om hulle leer te verdiep. En so wanneer ons vir kinders 'n tweede kans gee op 'n assessering, dan sê ons vir hulle, gaan kyk watter kennis en watter vaardighede jy nie gehad het nie. Gaan kyk hoekom jy nie 'n 60% kon behaal nie. Is daar inligting wat jy nie gehad het nie? Is daar kennis wat jy nie gehad het? Is daar vaardighede wat jy nie gehad het nie? En dan vat ons hulle terug na die borrel toe en gee hulle dan 'n kans om weer daai vaardighede te gaan opdoen voor hulle dan weer probeer. En so dit is ons assesseer kinders, maar die doel daarvan is sodat hulle kan leer en kan ontwikkel. En dit is die nice ding. En dit is wat ouers ook kan sterborrels, hoe julle sterborrels kan sien, is om nie sterborrels te sien as jy weet hierdie is nou die be all en end all en dit moet nou wys hoe goed my kind is nie. Nee,
sien dit as 'n geleentheid vir jou kind om te sien wat hy weet en wat hy nie weet nie, of wat sy weet en wat sy nie weet nie. En dan kan daar, jy weet, regstellings plaasvind. Die ander goedjies waarop ek nie nou in diepte gaan ingaan nie, is dat ons glo ook aan assessering van leer. Nou dit gebeur in graad 10, 11 en 12 is waar daar geassesseer word op dit wat hulle geleer het. En dit is nou tipies toetse en eksamens. En dan natuurlik ook die derde ene is die assessering as leer. En so dit is waar kinders die belangstelling by hulle dan nou wakker gemaak word sodat hulle self besluit. Jy weet, om watter vak hulle self, watter leerareas hulle self wil verdiep. Maar ek wil net weer teruggaan na wat ek gesê het oor die assessering vir leer. Sterborrels, alle borrels, sterborrels in kluis is assessering vir leer. Dis nie hierdie groot toets. Daar gaan 'n groot toets kom in jou kind se lewe aan die einde van graad 12. Maar graad R tot graad 9 is die leerontwikkeling en die liefmaak van leer is belangriker as hierdie toets wat ons vir hulle gee, wat hulle maag op 'n knop draai. En ja. Ja. Nee, dit maak sin. So ek het nou 3 goed uit jou antwoord hier gevat wat vir my baie beteken het en veral die assessering vir leer, dan ook kan ouers gaan na die assessering van leer en dan later die assessering as leer. En ek dink dit is 3 baie belangrike punte. Goed. Hoe help die volgorde van borrels jou kind om konseptueel te vorder? So ouers, daar's baie ouers wat voel hulle moet net werk na die sterborrels toe saam met hulle kind, want ons soek die punte op die papier en dit is wat ons sukses bewys. Maar is die volgorde belangrik van die borrels? Want ja, daar is een roete volgorde na 'n sterborrel toe, maar wat van die ander? Belangrik, en dit is weet baie keer vra ouers vir my om borrels oop te stel, dat hulle wil spesifieke borrels nie doen nie, want hulle wil by daai sterborrel uitkom. En man, my antwoord altyd is vertrou net die proses. Ons sekere borrels is voorvereistes vir ander borrels, en dis so met 'n baie spesifieke doel. Ek wil hê as ouers moet aanvaar dat 'n kundige persoon het daai roete bepaal en het daai borrels opgestel en het sekere borrels voorvereistes van ander borrels gemaak. En die rede daarvoor is omdat ons konsepte, groot konsepte afbreek na kleiner gedeeltes toe. En jy weet, in die onderwys praat ons van scaffolding. So ons jy weet, bou so een konsep op die ander een, maar dit vorm dan 'n groter konsep. En so as ons 'n borrel gaan vrystel, beteken dit daar's een crossbar, ek weet nou nie wat die Afrikaans net vir crossbar is, maar dis een van hulle wat ons nie daar het nie, wat dan hierdie hele scaffolding of steierwerk, dink ek is die Afrikaanse woord, wat dit dan nie so stabiel maak nie. Jy weet, ek sal nie op 'n ding klim wat 30 meter van die grond af is, en daar's van daai latte wat nie daar is, wat daar moet wees nie. So ek dink vertrou die proses. Ja. Okay, nee, dis baie waar wat jy daar sê. Dankie Johandre, dankie dat jy met ons gesels het oor hierdie. Ek dink ons het 'n paar goeie vrae gevra en dankie vir jou deeglike en eerlike antwoorde. Dit gaan ouers regtig in die toekoms help en net so 'n bietjie meer verstaan. Hulle gaan net 'n bietjie meer verstaan van dit. Maar ja, ek bedank jou vir jou tyd en ek bedank ons luisteraars dat hulle vandag lekker saam met ons geluister het en aandag gegee het. Ek nooi julle graag uit om dan na ons volgende episode weer te luister. Dankie julle. Dankie Minjanet, dankie vir die geleentheid, en ek wil sommer net afeindig vir die ouers te sê dat as julle meer hieroor wil weet, of julle wil meer gesels, of hierdie pot gooi dalk 'n bietjie nog ander vrae by hulle wakker gemaak, maak asseblief 'n afspraak met jou kind se leerbestuurder. Dis hoekom hulle daar is, dis hoekom jou kind 'n leerbestuurder het, is sodat ons julle kan help en die hand kan vat. So asseblief neem die vrymoedigheid om dit te doen. Julle moet 'n baie lekker dag verder hê. Dit was lekker gewees.